Paulus skryf in Efesiërs 1, dan sê hy, ek bid, julle sal besef, wat se krag daar werk, wanneer jy begin glo. Dis dieselfde krag, wat Jesus uit die dood uit opgewek het, en gemaak het dat hy in die regterhand van die Vader sit. En jy besef, wat se geweldige krag tot jou beskikking is. Nou, ons sien kragte rondom ons werk, politiese kragte, geld het krag, geld het invloed in jou lewe, daar's masjinerie, wat baie krag het, groot trekkers, groot karre, groot goed, ons eintlik hou daarvan, om krag te kan hê. Maar hoor wat skryf die Jakobus die boetie van Jesus, dan praat hy oor dat ons moet bid, en hy vertel vir ons hoe moet hy bid, dan sê hy, die gebed van iemand wie se saak met God reg is, Jakobus 5 vers 16, wie se saak met God reg is, het 'n kragtige uitwerking. So dis nie enige ou, wat 'n kragtige uitwerking het nie. Dis hy wie se saak met God reg is. Dit beteken nommer 1, dat jy in Jesus moet glo, want sommige vertalings sê, die gelowige gebed, anders sê, die regverdige. Wanneer is ek regverdig? Wanneer ek glo, dat Jesus my sonde vergewe het, wanneer ek in Jesus glo, wanneer ek in 'n verhouding met hom staan, ek sê ek is verbind aan Christus, ek is die regverdige van God. My gebed het 'n kragtige uitwerking. En dan sê hy, Elia was 'n mens, net soos ons, nogtans toe hy ernstig gebid het, dat dit nie moes reën nie, het dit vir 3 jaar en 6 maande lank nie 'n druppel op die aarde geval nie. Toe hy bid dat vir reën gebid het, toe hy gebid het vir reën, het God reën gegee. So, die oomblik wanneer ernstig gebid word, die regverdige, dan is daar kragtige uitwerking. Dis nie so, ag kom ons straai dit maar, dis maar ons laaste uitweg, dis maar ek kry die rympie reg nie. Hy sê, toe Elia ernstig bid, jy ernstig al gebid, en ek kom agter wanneer mense regtig in 'n krisis is, dan bid hulle ernstig. Nou baie mense sukkel om te bid, want hy kan nie dink dat God sy sonde vergewe het nie. Hy bid nie, want hy besef nie, hy is kind van God nie. Hy bid nie, want daar is nie 'n geloof ding wat werk hier binne in sy hart nie. Maar as jy vanmôre besef, jy is die regverdige, jy is kind van die Here, dan kan jy met vrymoedigheid na God toe gaan, jy kan bid, en daar is 'n kragtige uitwerking binne in jou lewe. Dankie dat jy luister, en dankie dat jy gebed ernstig opneem, en bid en weet dat God werk, vir jou, deur jou, tot jou. Dankie, jy's 'n great blessing.